Je luistert naar Springbok Radio met de volgende slag van die gong, precies 3:15. Die volmaakte uur. Door Frida Viljoen. Jy kruip weg, Katrien. Waarom sou hy? Hy het toch seker niks op die gewete nie. As daar een is wat behoort weg te kruip, dan is dit ek. Nee, ek het gewonder of hy dalk so kwaad is. Dalk besluit het om weg te kruip tot sy buie bietjie gesak het. Ek het weer aan Marcel se oë gedink daar buite in die maanlig. Weer onthou dat dit nie woede was wat ek daarin gesien het nie. Ek het dit nie vir Niels gesê nie, maar op daardie oomblik het ek weer gewens dat dit maar liewer woede was. En ek het gewens dat dit nooit weer vir my nodig sou wees om daardie besondere uitdrukking daarin te sien. En ek het ook geweet dat dit my sou bybly. So lank as wat ek leef. Berig oor surftoets vir witheid. Luister wat huisvroue dwars deur Suid-Afrika sê. Mevrou Hannekom van Woester. Hierdie surftoets vir witheid werk so waar. Ek was werklik verbaas. Mevrou Peel van Germiston. Die surftoets het my beslis oortuig. Toets die witheid van surfgewaste goed teen enige ander witheid en oortuig jouself hoe surf weer ware witheid aan die wasgoed gee. Kliniese toetse het bewys Signal tandepasta met gestripte hexachlorophene mondspoelmiddel gee blywende beskerming teen kieme. Bestry tandbederf. Hou jou asem suiwer skoon tussen borsteltye. Gebruik Signal tandepasta. Niels het daar in die voorhuis gebly staan. En ek het nou van die een vertrek na die ander geloop. Na Marcel geroep en hom gesoek. Maar Marcel was nie daar. Kan jy hom nie kry nie, Katrien? Nee, hy is nie hier. Hy is nie in die huis. Wel, miskien is hy nog iewers buite. Ons het natuurlik nie opgelet waarheen hy stap nie. Dink jy ek moet gaan kyk of ek hom kan kry? Luister. Wat is? Dis 'n motor. Dis Marcel se motor. Dis Marcel wat... Marcel! Marcel! Kom terug, Marcel! Kom terug! Hy is weg. Hy is daar niet weg. Genade, maar was die man nou so kwaad dat hy so waar in sy woede wegry sonder om eers te wag op 'n verduideliking? Katrien, luister. Luister na my toe. Ruk jou reg en kyk of jy nie maar die hele besigheid in 'n ander lig kan sien, weet jy? Dit is toch nie 'n ramp nie, meisiekind. Daar is verseker in die meeste huwelike soms misverstande, 'n bietjie jaloesie, af en toe 'n bietjie ongeregverdigde wantroue. Dit waai toch gewoonlik oor, later wanneer dit duidelik blyk dat dit toch maar net 'n misverstand was. Dit sal weer gebeur, wanneer hy alles sou weet. Maar ja, dalk sal hy dit nog van jou waardeer, omdat jy jou best gedoen het om die ou spulletjie op jou eie te hanteer sonder om hom te ontstel en sonder om 'n ophef daarvan te maak. Ek wens jy wil ophou om so baie te praat. Dink jy jou baie woorde kan my troos? Hy's weg. Miskien kom hy nooit weer terug nie. Moenie verspot wees nie, Katrien. Waar kom jy daaraan dat hy sal weggaan en dalk nie weer sal terugkom nie? Natuurlijk sal hy terugkom. Net sodra sy by 'n bietjie gesak het. Waarskynlik sommer net nou. Ek kan my nie voorstel dat 'n man sommer so sal wegloop voordat hy eers sy feite agter mekaar het en bo alle twyfel seker gemaak het dat wat hy mag glo en dink die waarheid is nie. En wanneer hy terugkom, Katrien. Maar sal hy terugkom? Wanneer hy terugkom, sal hy waarskynlik die een wees wat jou nie in die oë sal wil kyk, omdat hy so haastig was met sy wantrou en sy woede nie. Liewe hemel, Katrien, hy ken jou toch.
diep in sy hart weet hy dat hy jou ken. En dat daar geen rede vir wantroue en agterdog bestaan nie. Hy weet tog dat jy hom liefhet. En dat dit bovenal tel en nie die ander dinge nie. Niks anders nie. Ja, maar Dit is al wat tel, Katrien. En hy sal dit binnekort self besef as dit dan nie alreeds tot hom deurgedring het. Of as hy dit nog nie erken het nie. Hy sal sommer net nou terug wees. Ek verseker jou. En as hy nie net terugkom nie. Hy sal, Katrien, natuurlik sal hy. Wil jy hê ek moet maar liewer wag tot hy kom en hom dan self alles vertel soos ek besluit het? Nee. As jy nie omgee nie, Niels, nie. Ek sou bly wees jy nou liewer sal gaan. As Marcel daar terugkom, tog net nou weer terugkom, soos jy meen. Hy moet jy dan nie hier kry, hoor. Ek dink ons sal dan graag alleen wil wees. Ek sal hom dan self vertel. Net soos jy verkies, Katrien. Miskien was dit buitendien dwaas vir my om van die staanspoor af te wil aanbied dat ek saam met jou kom en help om te verduidelik. Ek is self nie getroud nie en ek is met die dinge maar onbeholpe, dom. As jy dit dus so verkies sal ek nou maar gaan. Ja, asseblief. Gaan. En Katrien, Ja. as jy dan later nog wil hê dat ek self ook moet kom verduidelik ek wil maar net sê dat ek graag... Dit sal nie nodig wees nie, dankie. As Marcel my nie wil glo nie, dan sal ek jou ook nie glo nie. Het was verspot om jou van die staanspoor af te wou toelaat om saam met my te kom. Ek was ontsteld en ek kon net nie helder dink nie. En nou? Nou weet ek dat wanneer Marcel terugkom, dit genoeg sal wees as ek alles sou vertel. Weet dat hy my sal glo. Miskien sal hy myself vergewe omdat ek alles vir hom weggesteek het. Al weet ek nou ook dat ek my dit nooit sal vergewe. Maar ek sê jou dan... As ek dit gedoen het, sou ek die misverstande en die verdriet van ons afgeweer het. Dit sal verbygaan, Katrientjie. Ja, dit sal verbygaan. As Marcel weer terugkom, sal dit verbygaan. Maar sal hy terugkom? Sal hy? Ja, hy sal. Natuurlijk sal hy terugkom. Nou ja, dan gaan ek nou maar weer. En as jy my sal toelaat om vir oulaas vir jou te sê, dankie Katrien, om vir jou te sê hoe jammer ek is oor die ongeleentheid waarin ek jou gestel het. Ek hoop die gevolge is nie te ernstig nie. Vir jou nie bedoel ek. Die gevolge wat het vir my mag inhou as die polisie daarvan sou vertel. Nou ja, ek sal maar die gevolge moet dra, dis al. Wederom, Katrientjie. Ja. Of moet ek dan plegtig sê, vaarwel. Ons sal mekaar seker nie weer sien nie. Waarskynlik nooit weer nie. Niels het vinnig omgedraai en uitgestap. Het was eers lank nadat hy vertrek het, en dat ek besef het dat sy pakkie nog steeds daar lê, op die tafel waar hy dit self neergesit het. Maar hierdie keer het ek my skaars daaraan gesteer. As Marcel nou maar wil terugkom, het ek gedink. Dis al wat saak maak. Absoluut al. Ek het lank gewag. Te vergeefs gewag. Marcel het nie teruggekom nie. Iemand klop. Wie is nou die tyd van die aand lus vir mense? Boven alle aand soos vanaand. Vanaand wag ek net op een enkele ding. En dis om te verneem of Marcel en daardie klein Catherine dalk... Maar wie sê dit is nie juist sy nie? Marcel self? Marcel wat self gekom het om vir my te kom vertel dat ek reg is. Marcel wat teruggekom het na Gertrude toe. Dis tog wat ek nog altyd verwag het. En dis tog wat sal gebeur wanneer hy uitvind hoe daardie klein Catherine hom bedrieg. Hy sal reël reguit hier na toe kom en... Ja, goed, ek sal oopmaak. Ek kom nou oopmaak. O, Marcel, ek het geweet dat jy sal kom. Geweet dat... dis nie Marcel nie, dis... Ja, dis ek, mevrou Skutte. Persoon Botha.
Dit spyt my om hier te kom lastigval, maar ek wil graag met meneer Skutte praat. As dit nie ongeleë is nie. Ek wil graag dadelik en dringend met hom praat. My man is al reeds in die bed, sergeant. En dis verniet om te wil dink dat ek hom sal gaan roep om die tyd van die aand hier by jou toe kom sit en ginnegaap. Ja, mevrou, maar dis baie... Dit spyt my, sergeant, maar as julle dan nie 'n ordentlike uur kan uitsoek vir julle ongevraagde en nodelose besoeke nie, moet julle maar bereid wees om te ly wat daarop volg. Ek sal nie my man nou steur en uit die bed uit gaan sleep nie. Hy slaap. Hy slaap al lank al. Oh. Nou ja, dan sal ek my maar seker daarby moet berus. Is daar miskien 'n boodskap? Geen boodskap nie, mevrou. Nee. Ek wil maar net met hom gesels het oor die meisiekind wat... Catherine? Daardie broerskind van hom, daardie klein Catherine? Ja, mevrou, oor haar. Ek is bevrees sy is al weer in die gedrang. Vanaand. Miskien op hierdie juiste oomblik. Brug oor surftoets vir witheid. Luister wat huisvroue dwars deur Suid-Afrika sê. Mevrou Hannekom van Woester. Hierdie surftoets vir witheid werk so waar. Ek was werklik verbaas. Mevrou Peel van Germiston. Die surftoets het my beslis oortuig. Toets die witheid van surfgewaste goed teen enige ander witheid en oortuig jouself hoe surf weer ware witheid aan die wasgoed gee. En op hierdie juiste oomblik het ek in my motor gesit en die versneller dieper ingetrap. Ek het nie geweet waarheen ek op pad was nie, dit het nie saak gemaak nie. Alwaar ek nou gedink het, was dat ek moes wegkom, iewers waar ek kon dink. Daar was wat een so baie waaroor ek moes dink, so baie waaroor ek helderheid moes kry. Ek was haastig en ek het die versneller nog dieper ingetrap. En op die dorp het dan Susan nou skielik 'n vriendeliker toon begin inslaan. Daar was iets wat die sergeant wou vertel en sy wou weet wat dit was. Sy wou nou weet, nou dadelik. Morgenmiddag biedt ons weer nog een spannende episode en Frida Viljoen se vervolgverhaal, Die Volmaakte Uur. Kom luister gerust weer saam. Verwelkom u gesin thuis met die hartlike boerekosgeur van lekker ryk Rooico sop. Rooico sop word gemaak van buikbestanddele soos u self sou gebruik. En daar soveel heerlike soorte. Rooico sop. Luister vanavond om 7:15 naar Operation Oblivion. De jongste en vreeswekkendste ondervinding wat Mark Saxon en Sergei nog ooit beleefd heeft. In No Place to Hide.